Goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand waar jy ook al is in die wêreld van rugby en spesifiek Springbok Rugby. Ek is Hendrik Fourie vir the 15 Rugby podcast. Volg my gerus op al die platforms waar ons altyd gesels oor rugby, Springbok Rugby, Leeu Rugby spesifiek ook gereeld vanuit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt en vanuit my eie oogpunt. So ek aanvaar dit almal nie altyd saam met my stem nie, maar dis wat dit nogals lekker maak. Ek wil vinnig gesels oor die Springbok setup en ek wil net 'n bietjie vinnig gesels eintlik oor die junior spelers, of meer spesifiek die junior bokke wat ingetrek is by die Springbok span. En onlangs het ons nou al 2 hoë profiel beserings gehad wat die junior bokke betref in Zeketelo Siyaya wat die loskakel was vir die junior bokke en Riley Norton wat albei op die hoër vlak rugby ernstige beserings of relatiewe langtermyn beserings opgetel het wat hulle uit die prentjie uitgesit het vir Springbok Rugby of vir die junior bokke se wêreldbeker ook. En so ek dink dis iets om oor te gesels en ek dink dis iets om oor van kennis te neem, want waar beide daai spelers moontlik Springbok Rugby kon gespeel het hierdie jaar en definitief junior bok rugby gespeel het by die wêreldbeker, is hulle nou uit vir albei. En die vraag moet gevra word of dit die moeite werd is en of dit die regte roete is vir sulke jong spelers wat hulle self nog nie op provinsiale vlak of in die URC byvoorbeeld gevestig het in hulle eie provinsiale spanne nie. Ek het geen probleem met 'n jonger speler wat homself bewys en in 'n Springbok span speel nie, maar mens moet die vraag vra as sulke spelers hulle self nog nie in die provinsiale span ingespeel het en gesement het nie, is hulle dan al fisies gereed vir hoër vlak rugby op internasionale vlak spesifiek. Wat ons ook dan nou bring na Vusi Moyo toe wat in die Springbok groep is, wat dan nou uit die aard van die saak ook nie beskikbaar is vir die junior Springbokke nie, en waar hulle terloops 'n bietjie van 'n probleem het om nommer 10 op die oomblik. En my vraag is, gaan Vusi Moyo geleentheid kry in die Springbok groep of gaan hy slegs tacklesakke dra by die stadium? Want dit lyk nie asof hy speelkans gaan kry nie, dan moet 'n ou vra, hoeveel sin maak dit nou dat hy in die Springbok groep is? Hy gaan nie wedstryde speel nie en hy gaan ook nie vir die junior bokke speel nie. En as hy vir die Springbokke speel, dan is daar natuurlik 'n kans dat hy beseer kan word. En dit bring mense net weer terug na die vraag, is dit die moeite werd? Is dit die regte pad om te volg?